Blessing and honor, glory and power be unto the Ancient of Days. From every nation, all of creation, bow before the Ancient of Days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away, O Ancient of Days. Your kingdom shall reign over all the earth. Sing to the Ancient of Days, for none can compare to your matchless worth. Sing it to the Ancient of Days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away, O Ancient of Days. Veilige bewaring elke dag. Here, U is my vrede. As die storms om my woed met brute kraag. En as ek val, sê by my, U het betaal. En ek is vrij. Sing ek, daarom gee ek U my stem. Daarom juig ek saam met snaar en instrumente. Daarom bring ek U my dank. Sing ek heel dag lang, daarom sing ek oor my lied vir U, o Heer. Here, uit die hande kom met wat mooi is en wat heilig is vir my. Here, U genade het my deur alles heen tot hierdie dag gelei. En as ek val, is U by my, U het betaal, en ek is vrij. Daarom sing ek, daarom gee ek U my stem. Daarom juig ek saam met snaar en instrumente. Daarom bring ek U my dank. Sing ek heel dag lang, daarom sing ek oor my lied vir U, o Heer. Daarom sing ek oor my lied vir U, o Heer.
Onze Vader in die hemel, laat die naam geheilig word. Laat die wil geskied ontmoet ons weer opnuut, bou die koninkryk in ons. Ek buig voor U, my koning, ek hef my hande op na U, ek loof die een by wie ek vrede vind. Onze Vader in die hemel, laat die naam geheilig word. Laat die wil geskied ontmoet ons weer opnuut, bou die koninkryk in ons. Soos in die hemel, so op die aarde, soos in die hemel, so op die aarde, soos in die hemel, so ook hier by ons. Kom ons staan vir die laaste lied. Vroeg in die môre, saam met die sonsopkoms, sien ek die liefde, laat in die nag stilte, oor alles daal, voel ek die vrede, dankie vir liefde, dankie vir lewenskrag, en elke mooi dag, dankie vir vrede, vir alles wat U my bied. Ontvang my liefdeslied. En as ek opstaan, tref die gedagte my. Dis net genade, en alles wat ek maar as vanselfsprekend aanvaar, is blote gawe. Dankie vir liefde, dankie vir lewenskrag, en elke mooi dag, dankie vir vrede, vir alles wat U my bied. Ontvang my liefdeslied. Son oor die berge, strale van liefdeslig, skyn God gegewe. Ek kyk in die oë, strale van liefdeslig, strooi deur my lewe. Dankie vir liefde, dankie vir lewenskrag, en elke mooi dag, dankie vir vrede, vir alles wat U my bied. Ontvang my liefdeslied. Dankie vir liefde, dankie vir lewenskrag, en elke mooi dag, dankie vir vrede, vir alles wat U my bied. Ontvang my liefdeslied. Goeienaand. Baie welkom vanaand by die bidhuur. Baie dankie JP aan julle wat vir ons so lekker laat sing voor die tyd en in die diens in. Ons waardeer dit baie. Sondag het ons gehoor dat God se liefde verander ons. Love really changes everything and everyone. Dis goed om daar te gaan staan by die kruis, by die doopvont, om jou daaraan te herinner, by die nagmaal.
Maandag aand het ons gehoor dat die Here se wil vir ons, ons het altyd bekommerd oor wat wil die Here, waar moet ek gaan werk en met wie moet ek trou maar dit wat ons van seker kan weet, is dat die Here se wil is dat ons heilig sal wees, dat ons al meer en meer sal toelaat dat die Heilige Gees die liefde van God, sy heilige liefde, in ons lewens se werklikheid laat word, dat ons al hoe meer die beeld van Jesus Christus sal uitstraal. Dinsdag aand het ons gehoor, en ek dink as ek nou, julle kan ook dink wat by julle gaan bybly na die week, maar ek dink dit is die een ding wat by my bybly, is hoe mense altyd besef dat daar tog maar iets in jou is, 'n trots, wat baie keer maar so 'n bietjie in die plek staan van die Here wat deur jou wil vloei. En ons het gehoor dat ons deur die Heilige Gees met dieselfde krag waarmee Jesus uit die dood uit opgestaan het, is die Heilige Gees aan die werk in ons. So ons hoef nie moedeloos te raak met onsself nie. Ons kan net vir die Here vra, Here, help my dat ek kan leeg raak, dat ek in dieselfde gesindheid van Jesus, dat ek die troon van my lewe kan ontruim, dat die Here kan heers. Ek is nie die middelpunt van die wêreld en die lewe nie, en dit is ook bevrydend om dit te besef. Woensdag aand het ons gehoor dat 'n mens baie keer nie besef hoe 'n mens ook dinge in jou lewe kan toelaat en ook in die lewe van die kerk wat ten diepste teen die wil van die Here is. Dat ons dink dis maar 'n bysaak, dis nie so belangrik nie. Die groot ding is of iemand gered is of hulle die Here ken of hulle kan bely dat Jesus hulle Here is. Maar dat ons ook verantwoordelikheid daarvoor moet neem. Dat ons net soos ons rekenaars beskerm en ons fone en besef dis maar my verantwoordelikheid om te kyk wat ek aflaai en wat ek toelaat, dat ons ook sal verantwoordelikheid neem vir die dinge wat ons in ons gedagtes toelaat in ons harte. Veral teenoor alle mense, want ons praat oor verdeeldheid in hierdie week, oor eenheid in die geloofsgemeenskap. En vanaand gaan ons saam dink oor dit wat Jesus kom doen het en dat hy eintlik vir ons almal laat tuis kom. Dat hy vir ons plek gemaak het, ruimte gemaak het om by mekaar te wees. Dat hy versoening bring tussen ons en God en tussen ons en ander mense. Gisteraand het ons by 'n paar woorde stil gestaan. Ek het ook gedink, mense het so min tyd om ook oor al die dinge te dink. Maar ek dink ons het 'n aanvoeling van wat die woorde beteken. En as trots, soos ek nou self bely, en individualisme wat ons eintlik vanselfsprekend aanvaar, terwyl dit eintlik so sleg is vir die kerk en vir verhoudings, rasisme, nasionalisme, materialisme, om stil te bly terwille van die vrede, 'n verbruikersmentaliteit ook in die kerk, en selfs kultuur, die kulture waarvan ons deel is in die land. As dit verdeeldheid kan saai, en dis enorme uitdagings, as 'n mens moet dink hoe dit deel is van my lewe, wat daar op die skerm staan. Hoe op aarde moet ons dit regkry om een te wees, om eensgesind te wees, om by mekaar uit te kom? As ons so met hierdie goed deurdrenk is in ons lewe, en dit ons lewens so in beslag neem, hoe gaan ons dit ooit regkry om as gelowiges saam met mekaar die geloofspad te stap, om eensgesind te wees, om die band wat die Here tussen ons gesmee het, om dit in stand te hou? En daaroor praat ons dan verder vanaand. Wat verenig ons? Ons gaan saam lees uit 2 teksgedeeltes, maar voordat ons dit gaan doen, kom ons raak saam stil, kom ons buig die hoofde saam. Here God, U wat was en wat is en wat altyd sal wees. Ons loof en ons prys U, soos ons nou ook voor die tyd gesing het, vir die onpylbare liefde wat U in ons lewens uitgestort het, maar wat ons kan sien aan die kruis. U het werklik vir almal gesterf. En daarom het almal gesterf. Daarom weet ons dat Jesus deur sy dood aan die kruis en sy opstanding vir ons met U versoen het. Dat ons 'n vrede in ons hart kan hê. Dat alles tussen ons en U is uitgesorteer, is reg. Dat ons 'n verwagting het van 'n ewige erfenis wat in die hemel vir ons bewaar word. En dat U self instaan daarvoor. Dat U ook vir ons sal bewaar tot op die dag dat ons dit in besit kan neem. Dankie dat ons kan weet dat die Gees wat deel is van die drie eenheid uitgestort is in hierdie wêreld. Dat U werklik ons kom doop het met U Gees en met die vuur.
en dat dieselfde krag in ons werk wat Jesus uit die dood uit opgewek het. Here, dankie dat ons kan weet dat die Gees besig is met ons heilig maak, soos U heilig is. En dat ons die verwagting kan hê dat wanneer ons lewens oopstel vir U, dat dit werklik met ons gebeur en deur ons gebeur. Dankie dat U van ons 'n tempel maak wat heilig is. Dat U van ons priesters maak, wat asof die wêreld 'n groot tempel is, namens U by mense kan intree en namens hulle by U. Dankie Here dat ons deel is van die koninkryk wat kom. As ons vanaand so vir die laaste keer vanaand vir die week se tye bymekaar is, dan bid ons dat U dit wat ons gehoor het uit die woord uit, dit wat ons ontvang het, dit waarvan ons bewus geraak het, dat dit ons lewens sal deursuur. En dat wanneer ons op straat is, wanneer ons by mense is, in 'n winkel is, besig is met ons werk, dat ons voortdurend bewus sal wees daarvan, dat ons geroep is om een te wees met mekaar. As mense, baie ken nie vir U nie, en daarom sal dit ook nie verstaan en weet nie, maar besonder U kinders, U gelowiges, dat ons met elke ander gelowige in hierdie wêreld hande sal vat, en dat ons saam met mekaar ook die liggaam sal wees, die tempel sal wees, wat U Gees in hierdie wêreld kom oprig het. Ons bid in besonder vir vanaand, dat U woord ook sal oopbreek aan ons, dat ons dit sal hoor as U eie woord aan elkeen van ons, maar dat ons dit ook saam sal hoor, omdat ons weet dat dit juist saam is as gelowiges, dat ons U die beste hoor en kan onderskei en mekaar kan bemoedig en begelei en aanmoedig. Seën elkeen van ons, ook hulle wat vanaand daar in die kerksaal is, wat ook hulle laaste aand het, ons bid dat dit vir hulle ook 'n heerlike ervaring sal wees in mekaar se teenwoordigheid, en dat U ook vir hulle wat gekom het om die kinders te bedien, dat U ook vir hulle veilig sal lei op hulle pad verder weer. Dankie, dankie, dankie vir al U genade. Amen. Dis geen verrassing dat Handelinge 2 daar op die skerm is nie. Die almal is natuurlik die gelowiges, die mense wat glo dat Jesus die Messias is vervul met die Heilige Gees. Hulle het in ander tale begin praat, soos die Gees aan dit aan hulle gegee het. Hulle het hardop, daar was hierdie stormwind wat gekom het, die vuur wat op hulle is. En dan al die mense wat in Jerusalem is, van verskeidenheid van nasies, het die geluid gehoor, die warrel, die rukwind, die stormwind. En toe hulle nader kom, toe hoor hulle hoe daar elkeen in sy eie taal gepraat word. En hulle kon dit nie verstaan nie, want hulle weet die mense wat daar praat is Galileërs. Hulle praat nie hierdie taal nie, en tog doen hulle vandag. En hulle kon dit nie klein kry nie. Ons Parte, Meders, Elamiete, inwoners van Mesopotamië, Judea, Kappadosie, Pontus, Asië, Frigië, Pamfilië, Egipte, streke van Libië, in die omgewing van Sirene, en Romeine wat hier vertoef. Party is vreemde name, party kan so plaas, Libië, Egipte, die Romeine, Jode en proseliete, mense van Kreta, Arabiere, ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God praat. Almal was verstom en verward en het mekaar gevra, wat beteken dit tog? 'n Geweldige wonder wat daar gebeur by Pinkster. Ons gaan dan die tweede teks wat ons lees uit Efesiërs 2, en dis van vers 11 tot 22. En dis die fokus van waaroor ons vanaand praat, maar ek gaan as ek dit klaar gelees het, net weer teruggaan na die eerste vers van Efesiërs 2 toe. Maar kom ons lees hierdie paar verse saam met mekaar. Paulus skryf en hy sê daarom, so hy het iets gesê, nou sê hy daarom, onthou dat julle destyds volgens julle sondige aard heidene was. Julle word onbesnedenis genoem deur diegene wat besnedenis genoem word, al is dit bloot liggaamlik deur hande verrig. Onthou dat julle in daardie tyd sonder Christus was, uitgesluit van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten opsigte van die verbondsbeloftes, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Is 'n harde woord wat hy gee vir die mense daar in Efese, as hy hulle herinner aan dit wat hulle werklikheid was. Maar nou, in Christus Jesus, het julle, wat destyds ver weg was, naby gekom, deur die bloed van Christus.
Hy is immers ons vrede. Hy wat albei, besnedenis, onbesnedenis, een gemaak het en die middelmuur van skeiding, die vyandskap, deur sy liggaam afgebreek het. Hy het die wet met sy eise en reëls, dis nou die heiligheidswette van die Jode, wat een van hierdie groepe is, hy het die wet met sy eise en reëls tot niet gemaak, sodat hy deur vrede te maak, in homself die twee tot een nuwe mens kon skep, en sodat hy albei in een liggaam met God kon versoen, deur die kruis, deurdat hy daaraan, aan die kruis, die vyandskap vernietig het. En hy het vrede as goeie boodskap aan julle kom verkondig, aan julle wat ver was, en ook vrede aan die wat naby was. Want deur hom het ons albei toegang tot die Vader deur een Gees. So is julle dan nie meer vreemdelinge bywoners nie, maar julle is medeburgers van die heiliges en lede van die huisgesin van God, gebou op die fundament van die apostels en die profete, met Christus Jesus self as hoeksteen. In hom verrys die hele gebou, goed saamgevoeg tot 'n heilige tempel in die Here. In hom word julle ook saam opgebou tot woonplek van God deur die Gees. 'n Mens sien hoe hierdie beweging is wat Paulus beskryf in Efesiërs 2. Hy praat van mense wat ver is en naby gekom het. Hy praat van mense wat vreemdelinge was, mense wat nie burgerskap gehad het nie, mense wat later praat hy van bywoners was, maar wat deel geword het, en dan gebruik hy pragtige beelde van een liggaam, van een huisgesin, van een gebou word hulle opgebou. En deur hierdie beelde wys hy vir hulle hoe hulle van buite af ingebring is, van ver af nader gebring is. Eintlik met 'n skeldnaam onbesnedenis. Julle is tog die onbesnedenis. Ons is die besnedenis. Ons behoort aan Israel. Ons het burgerskap van Israel. Ons deel in die verbondsbeloftes. Julle is al buite, julle is nie daar nie. Maar in hierdie teks hoor ons hoe daar nader gebring word, hoe daar bevestig word mense se identiteit. Maar ek wil nou teruggaan na Efesiërs 2 vers 1 toe. Want dit wat ons nou net gelees het is eintlik 'n tweede beweging. Die eerste vind ons hier in Efesiërs 2 vers 1. En nou klink dit baie erger. Mense wat vreemdelinge is, onbesnedenis is, bywoners is, ver weg is, nie burgers is nie, word skielik mense wat dood is. En dis waar Paulus eintlik met hulle begin. By hulle wat morsdood is. Hy sê, julle was dood deur die oortredings en sondes waarin julle van tevore geleef het. Volgens die bose leefwyse van hierdie bedeling, die aardse bedeling, volgens die heerser oor die mag van die lig, die heerser van die gees wat nou aan die werk is, onder die seuns van die ongehoorsaamheid. Gisteraand het ons ook gehoor van die seuns van die ongehoorsaamheid in Kolossense. So Paulus sê vir hierdie mense wat hy nou net beskryf het, hoe hulle nader kom en deel raak, sê hy, voor dit was julle dood gewees. Julle was seuns van die ongehoorsaamheid. Maar dan gee hy toe, dat hy wat is mos nou 'n Jood, so hy het nou net gepraat van hierdie twee groepe wat by mekaar uitkom, die besnedenis en die onbesnedenis. Maar nou erken hy tog dat terwyl hy praat van die onbesnedenis wat dood was, erken hy dat hy wat 'n Jood is, dat hy eintlik ingesluit is by daai doodsheid. Daar's geen verskil eintlik tussen die wat gesê het ons is besnede, julle is die onbesnedenis. Julle was dood, maar ons almal het van tevore soos hulle opgetree, toe ons die begeertes van ons sondige aard en van ons gedagtes uitgeleef het. Ook ons, soos al die ander, was van nature kinders bestem vir die oordeel. Mense was dood is in die dinge van hierdie wêreld, onder die oordeel van God is, bestem vir die dood, ook die ewige dood. Maar God. Hierso lees ons die eerste maar in hoofstuk 2. Maar God, ryk in barmhartigheid,
het ons, hoewel ons dood was as gevolg van die oortredings, op grond van sy groot liefde, daar is ons weer by Sondag se teks, love changes everything. Die groot liefde waarmee ons lief gehad het, het hy ons saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle verlos. So hier was 'n beweging gewees aan die begin van Efesiërs 2. Wat gebeur het voor hierdie tweede beweging wat ons lees in ons teks van vanaand. In Efesiërs 2 sê Paulus daarom vir hulle: onthou dat julle destyds volgens julle sondige aard heidene was. Julle word onbesnedes genoem deur diegene wat besny is. Dis nou die tweede beweging wat ek so probeer verduidelik het. En daar ook, maar nou in Christus Jesus het julle wat destyds ver is, naby gekom. So hier twee goed gebeur en eintlik is dit dieselfde ding. Dis dieselfde gebeure, want albei het gebeur deur Jesus Christus. Maar vanaand help dit ons as ons hierdie twee vir 'n oomblik uitmekaar uithou. Sekerlik die belangrikste beweging wat die Here in ons lewens maak en wat ons van kleins af in die kerk geleer het, is die eerste beweging. Dat ons dood was in die sonde, dat ons onder die oordeel van God was, dat ons uit ons eie krag uit onsself nooit kan red nie, dat ons daarom verlore is saam met al die mense in hierdie wêreld. Maar dit deur die bloed van Jesus Christus, deurdat hy homself laat kruisig het in my plek, is ons regverdig verklaar deur die bloed van Christus. Is ons opgewek uit die dood uit. Daai beweging het ons van kleins af gehoor in die kerk. Maar dis die tweede beweging. En ek sê weer, ek haal nou vanaand uit mekaar uit, Paulus doen dit ook in Efesiërs 2, maar dis eintlik dieselfde ding wat gebeur het. Daar het nog iets gebeur aan die kruis. Terwyl die Here Jesus Christus vir ons individueel red en verlos, as mense wat verlore is, elkeen van ons by die naam roep en vir ons sê, jy is myne. Dit is die versoening wat daar tussen ons en die Here is. Het die Here ook tussen ons iets kom doen. Ons weet dit eintlik, maar vir ons is dit nie altyd so voorop in ons gedagtes, as ons dink aan ons verlossing. Ons is nie regtig so bekommerd daaroor of ons met mekaar versoen is. Ons grootste bekommernis is ons met die Here versoen. En dit sê Paulus onomwonde het gebeur. Maar hy praat nou met mense wat deel geword het van 'n gemeente, Christene. Maar omdat hulle hierdie ou stories ken van hierdie twee groepe, en omdat hulle ervaar daar is nog steeds die oorblyfsels van daai twee groepe binne die gemeente in Efese, bly die stuk twyfel sit in die onbesnedenis. Dat dalk is die besnedenis reg as hulle dink dat hulle in 'n beter posisie is as die onbesnedenis. Dalk is hulle reg as hulle verkleinerend eintlik van my praat as iemand wat onbesnede is. Dalk is hulle reg as hulle twyfel daaraan of as hulle vir my laat twyfel daaraan of ek nie dalk tog die reinheidswette wat Moses opgeteken het moet nakom voordat ek deel kan wees van die geloofsgemeenskap, voordat ek deel van die Christelike geloofsgemeenskap kan wees. Want ons praat nou van 'n Christelike gemeente, 'n gemeente wat glo dat Jesus die Messias is. So dis eintlik Jode wat weg moes breek uit die Jodendom, hulle wou nie, maar die Joodse gemeenskap het hulle eintlik uitgestoot omdat hulle glo Jesus is die Messias. Maar deel van daai gemeenskap is ook mense wat uit die heidendom gelowiges geword het. En hierdie geskiedenis wat agter hulle lê, sit nog in hierdie gemeenskaplike gemeentes. So as ons nou vanaand na hierdie gemeente kyk, dan sou ons kon sê, maar dalk is die verskille wat tussen ons is vanaand, ons het eintlik geskiedenisse waarmee ons vanaand hier kom sit. Of dalk het ons. Dalk is ons so homogeen vanaand, dat ons ervaar, maar ons het eintlik stories wat van ver af kom. Maar sou ons vanaand nou 'n gesamentlike diens hou tussen ons en die VG Kerk, dan begin dit skielik anders te raak. Dan begin 'n mens bewus raak van sê nie dalk iets wat aanstoot gee nie. Sê nie dalk praat jy nie dalk op 'n manier wat vir iemand anders sleg op die oor gaan val nie. Wat jy van sou sprekend sou aanvaar het as dit mense is wat soos jy is. En daai worsteling sê die gemeente van Efese mee. Waarmee Paulus vir hulle kom help in Efesiërs 2. Miskien moet ek dit net by sê, so tydjie voor hierdie gebeure was daar 'n vergadering gewees in Jerusalem. Want Paulus hulle was in Antiochië en hulle het sendingreise onderneem.
En mense het gehoor in Jerusalem dat daar heidene tot bekering kom. En dit was van die begin af in die kerk 'n vraag, wat nou van die heidene wat net inkom in die Christelike kerk? Die Jode het gekom uit die Joodse tradisies uit met die heiligheidswette, reinheidswette, hulle is almal besny en die Messias het nou gekom, hulle wil net aangaan. Maar nou kom die mense by wat nie hierdie pad geloop het nie. En daarom word 'n vergadering gehou in Jerusalem. Paulus is daar, Petrus hulle is daar. En uiteindelik besluit daai vergadering dat die besnydenis is nie meer nodig vir die mense wat deel raak van die Christelike kerk nie. Daar is so 'n paar goed wat hulle gesê het oor reëls wat hulle gemaak het, maar dis min in vergelyking met die reinheidswette van die Ou Testament. Maar spesifiek besnydenis sluit hulle uit. En tog weet Paulus die ding van of jy besny is of nie besny is nie, sit nog in die mense in Efese. Hulle geheue is nog vars oor hierdie geweldige onderskeid wat die besnydenis gebring het tussen Jode en nie Jode, proseliete wat deel was van die Joodse gemeenskap. En nou help hy vir hulle in Efesiërs 2 om vir hulle te herinner aan hierdie groot gebeure, die beweging wat God in hulle lewens gedoen het, deur hulle wat dood was, en dit was of jy Jood is of 'n heiden, albei was dood gewees. Maar die tweede beweging is die een waar hy dink die onbesnydenis ook wonder. Want die Jode voel van selfsprekend vanuit hulle geboorte, hulle oorsprong, dat hulle burgers is van Israel. Dat hulle van hulle oorsprong, omdat hulle kom uit Abraham en Isak en Jakob, dat hulle deel het aan die verbondsbeloftes van die Here. Maar Paulus weet die wat nie besny is en wat deel is van die Christelike gemeenskap, hulle wonder nog so 'n bietjie of hulle nie tweede rangse lidmate is nie. Of hulle werklik kan daarop aandring dat hulle volwaardige lidmate is van die gemeenskap van gelowiges in Efese. En daarom die teks van ons van vanaand, dat Paulus vir hulle so mooi skryf. Julle weet nou van daai eerste beweging, ek sê vir julle, ons is deel daarvan. Jy kan nou, wat sê van jouself as 'n Jood? Jy was net so verlore. Jy het net so die genade van die Here nodig gehad, en God het sy genade, liefde oor albei van ons uitges, albei groepe het dit ervaar. Maar nou by vers 13, eintlik van vers 11 af, praat hy hard met hulle, en hy draai nie doekies om nie, hy vat hulle terug na die geskiedenis toe van die verdeling, die skeidslyn wat daar was tussen die onbesnedes en die besnedes, nie Jode. En hy sê vir hulle, destyds was julle heidene, julle was onbesnedes genoem. Julle was sonder Christus. Julle was uitgesluit uit die burgerskap van Israel. Julle kan nie daarop aanspraak maak dat julle voorouers was Jode gewees nie. Julle is vreemdelinge ten opsigte van die verbondsbeloftes. En daarom was julle sonder hoop en julle was sonder die God van die Jode gewees. Die drie enige God van die Christene. Maar nou vat dit net so seker soos daai eerste beweging wat versoening gebring het tussen julle en God. Net so sterk is hierdie tweede beweging dat Christus versoening gebring het tussen die onbesnedes en die besnedes. Maar nou in Christus, en ek het nou onderstreep, so let net op, ek gaan nie oor alles praat nie, maar ek het net alles wat ek raak sien daar geonderstreep, in Christus, deur die bloed van Christus, deur sy liggaam. Jesus Christus is duidelik die agent. Daar's niemand anders wat die versoening tussen mense bewerk anders as Jesus Christus nie. En hy doen dit net soos hy die versoening bewerk tussen ons en God. Dieselfde oomblik wat hy daar aan die kruis sterf, deur sy dood aan die kruis, deur sy liggaam aan die kruis, staan in hierdie gedeelte wat Paulus skryf. So seker het al hierdie dinge gebeur waarvan hy hier getuig, maar nou in Christus Jesus het julle, en ek weet hoekom julle voel julle was ver weg, maar twyfel nooit weer daaraan nie. In Christus het julle naby gekom. Deur die bloed van Christus het julle naby gekom. Hy is immers ons vrede, en dis vir my die wonderlike, 4 keer in hierdie gedeelte word daar gepraat oor die vrede wat Christus bring, die vrede wat Christus bring. Daai onsekerheid of jy behoort, kan 'n mens se vrede geweldig steel. Daai wat jy kom sit binne 'n groep mense en jy weet nie eintlik of jy welkom is hier nie, kan 'n mens
'n groot stuk onvrede in jou gemoed gee. Daai wat jy sit en hier kom sit iemand wat jy voel, maar wat soek hierdie een nou hier? Kan ook 'n stuk onvrede in jou bring. Maar Paulus verseker hierdie gelowiges, albei groepe, want hy praat ook met die Jode, want hy wil ook hê die Jode wat deel is van die gemeente moet hard en duidelik hoor dat die status van die nie-besnedes het absoluut verander. Daar's geen onderskeid meer nie, soos hy in Galasiërs dan sê. Hy is immers ons vrede, hy wat ons albei een gemaak het. En die middelmuur van skeiding, as 'n mens na die tempel toe gegaan het in Jerusalem, daar's mure wat sê tot hier toe en nie verder nie. Tot hier toe heidene, nie verder nie. Tot hier toe vroue, nie verder nie. Tot hier toe Joodse mans, nie verder nie. Dan die priesters. Daar was binne die geloofsgemeenskap van die Joodse gemeenskap duidelike grense, groepe, waar stop dit? Waar mag jy, waar mag jy nie? Maar Paulus sê vir hierdie gemeente, hy het ons een gemaak. Hy het daardie mure wat nog in die ou bedeling was, het hy afgebreek, die skeiding. Nie net skeiding nie, vyandskap. Vyandskap. Jy sou iets oorkom as jy 'n heiden is en jy het verby daai muur gestap in die deel wat vir die Jode gereserveer is. Paulus is aangerand in Jerusalem omdat en hy's beskuldig daarvan dat hy nie besneen is van sy mense wat saam met hom gegaan het hulle gedink is nie besny nie en hy het hulle tempel toe gevat en Paulus is aangerand daaroor. Jesus het die wet met sy eise en reëls tot niet gemaak. As die Jode wat deel is van die gemeente dit teen die ander wil hou en sê maar julle kom nie die reinheidswette na nie, dan sê Paulus vir hulle ons glo almal in Jesus. Ons glo dat hy vir ons sonde aan die kruis gesterf het. Ek sê vir julle met die gesag van 'n apostel, 'n geroepe apostel van die Here Jesus. Ek praat namens die Here. As ek sê die Here Jesus self het dit tot niet gemaak. Het die reinheidswette van die Joodse geloofsgemeenskap tot niet gemaak. Dis nie die wet van die Torah nie, dis nie die wet van Moses, die 10 gebooie nie, maar dis al die fyn wette wat jy eet en nie mag eet nie, wat sodat hy deur vrede te maak in homself die twee tot een nuwe mens kon skep. En sodat hy albei in een liggaam met God kon versoen deur die kruis. Dit het in die kruis gebeur. Dieselfde gebeure wat ons met God versoen het ook ons met mekaar versoen. Deurdat hy daaraan aan die kruis die vyandskap vernietig het. En hy het vrede as goeie boodskap aan julle kom verkondig, aan julle wat ver was en ook vrede aan die wat naby is. Nie een meer as die ander nie, nie een is nader as die ander nie een volkegroep is nader in die hemel as 'n ander groep nie, dieselfde vir albei. Want deur hom het ons albei toegang tot die Vader deur een Gees. So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie. So hard soos hy met hulle gepraat het, dat hulle duidelik die boodskap kan kry, geen doekies omgedraai nie, hard en duidelik vir hulle gesê het, ons weet hoe dit was, ons weet hoe ons oor julle gedink het, as nie Jode. Ons weet hoe julle oor ons gedink het, dis verby. Maar nou in Christus, is julle dan nie meer vreemdelinge bywoners nie, maar julle is mede-burgers van die heiliges, julle is lede van die huisgesin van God. Die beelde om een liggaam te wees, om een huisgesin te wees, om mede-burgers te wees van die koninkryk van God, om wanneer God met die gemeente praat en hy praat met die heiliges wat geroep is, dat hy nie net praat met die Jode nie, wat deel is van die gemeente nie, maar hy praat met die gemeente, die hele gemeente. Daar is geen onderskeid van die Here se kant af nie. Gebou op die fundament van die apostels en die profete is die Ou Testament, die apostels van die Nuwe Testament, met Christus Jesus self as die hoeksteen. Dit was my so mooi as mense daai hoeksteen neer gaan sit, en hy bepaal alles. Want hy bepaal of die gebou haaks gaan wees, hy bepaal of die gebou level is, en van hom af kom die twee mure. En dit kan verskillende groepe wees wat daar by mekaar kom, maar in Christus word hulle saam een gebou, een muur. In hom verrys die hele gebou, goed saamgevoeg, die verskillende stene, elkeen met sy eie geaardheid, sy uniekhede, sy eie taal, sy eie spiritualiteit. Man, vrou, wat 'n onderskeid ons ook al kan maak, saam verrys die hele gebou, goed saamgevoeg, tot 'n heilige tempel in die Here. In hom word julle ook saam opgebou tot woonplek van God, deur die Gees. Wat mens raak sien in hierdie gedeelte,
is wat 'n geweldige stap die Here dan neem wanneer ons regverdig, wanneer ons vryspreek. En ons het gesê genade doen 3 goed aan ons. Dit bevry ons, dit spreek ons vry, ons word geregverdig voor God. Dit verander ons, dit transformeer ons. En dit roep ons, dit stuur ons. Wanneer ons gered word, dan is dit deel daarvan. En wat ons hoor, wat Paulus met hierdie gemeente doen, is hy herinner hulle aan wat die genade in hulle lewens kom doen het. Hy sê onthou dit. En hy vertel vir hulle wat die genade nie net aan hulle gedoen het nie, maar aan elke lidmaat van die gemeente. En hoe hulle dit kan sien, nie net hulle plek in hulle verlossing kan sien. Opkyk na die kruis, opgewonde wees omdat ek verlos is nie. Daai regop been van die kruis sê ek, yes, ek en God is versoen. Maar ek dink is nou net die dwars een wat brand nou, nee. Ja, is dit nie gepas nie. Ek gaan niks aan lees nie, maar ek dink ons sien nie regop een baie duidelik, miskien is dit tyd dat ons die dwars een vanaand begin raak sien. Kan ek my indink dat ek net so opgewonde kan raak oor die dwarsbeen van die kruis? Dat ek net so opgewonde is om te weet dat daar op Golgotha het 'n ongelooflike ding gebeur met ons. Dat ek na elke ander mens kan kyk en as jy frons vir my en jy's lelik met my, dan dink ek, "Jog, jy sal daar oorkom." Want Efesiërs 2 sê, ek en jy is versoen. So ek hoef nie ontstel te wees nie. Ek kan miskien gou Efesiërs vir jou aanstuur en vir jou sê, "Jong, ek het dit al raak gelees. Ons is eintlik een liggaam. Ons is eintlik een gesin. Ons is deel van dieselfde gebou." En as 'n mens dit in jou gedagtes begin toelaat, dan word die wêreld, hy's klaar klein. Maar dan word die wêreld werklik 'n klein plek. Waar 'n mens besef dat dit waarmee ons ook groot gemaak word, dat 'n mens bang moet wees vir vreemdelinge. Dis 'n goeie ding seker. Dat 'n mens versigtig moet wees vir mekaar. Dat ons weet dat hierdie band wat tussen ons en die Here is sterk genoeg en groot genoeg dat ons met vrymoedigheid mekaar in ons lewens kan verwelkom. Dat ons nie bang hoef te wees vir mekaar nie. Dat ons nie mekaar hoef te vermy nie. Dat ons nie hoef te vrees dat iemand dalk terwyl jy die hand gee die hele arm gaan gryp. Hulle kan dit doen, maar dan kan jy vir hulle sê, nee, dit werk nie so nie. Ons kan nee ook sê vir mekaar. Sê julle nee vir die familie, sê julle nee vir julle huisgesin. Is julle eerlik met mekaar? Dan kan ons seker binne die groter familie ook eerlik wees met mekaar. Ook vir mekaar sê ek is regtig lief vir jou en die Here het ons een gemaak. Maar Efesiërs 2 sê onthou dat julle destyds sondige aardse heidene was. Maar dat God wat ryk is in barmhartigheid, op grond van sy groot liefde, julle saam met Christus lewend gemaak het. Maar daar's 'n tweede ding wat julle moet onthou. Onthou dat julle sonder Christus was. Ons was nie een Jood nie. Ons is ook nie onbesnedenis. Ons is al so lank Christene binne die NG Kerk, die grootste gereformeerde kerk in Suid-Afrika dink ek. As ek nou reg, ek dink daar is 'n kerk wat nou, maar ek weet nie of hulle gereformeer, maar maak nie saak nie. Ons is nie besig om te kompeteer nie. Maar ons is so gewoond daaraan dat ons die kerk is. As mense die dorp inry, ons is mos die gashere van die dorp. Dis mos Piketberg het mos begin rondom NG Kerk. Maar om onsself net in te dink en dit wat ek hier gewys het, die Jode is die uitverkore volk van God. Dis die Jode wat die besnedenis is. As ons in hierdie gemeente was ons hierdie hand. Ons is die onbesnedenis. Ons is die mense wat die Jode sou laat voel het ons is ver. Ons is nie burgers nie. Ons is nie deel van Israel. En soms moet ons weer onsself daaraan ook herinner dat ons is nie uit wie ons is die uitverkore volk van God nie. Ons is ook mense wat ingekom het, bygekom het. Onthou dit. Maar nou in Christus Jesus het julle wat destyds ver weg was naby gekom deur die bloed van Christus. Hy is ons vrede. Hy het ons een gemaak. Een liggaam, een gesin, familie, een gebou, een tempel waarin die Heilige Gees woon.
En broers en susters, daartoe is ons geroep om dit te wees. Onthou dat verlossing is genade. Dis nie 'n erfenis nie, dis nie iets wat ek verdien nie. Ek kan nie sê my pa en my ma was Jode en daarom is ek 'n Jood en ingesluit by die genade van die Here nie. Ons het dit verniet gekry. Dis vir ons gegee. Onthou ook dat ons dankbaar kan wees. Dat ons moet dankbaar wees, want as ons nie weer en weer die kruis besoek nie, weer en weer by die doopvont kom staan, die nagmaal gebruik en herinner word aan hoe verlore ons was, hoe uitgesluit, hoe ver weg, en dat die Here ons in liefde nader getrek het nie. Dan kan ons nie daai liefde teenoor ander uitleef nie. Dan kom die trots, die arrogansie. Dan begin ons sê, maar dis my plek. Hierdie is ons kerk. Ons sê wie welkom is en wie nie. Nee, ek is ook buite. Ek is ook nader genooi. Dis die Here se kerk. Dis die Here se gemeente. En so kan ek dit weet van elke geloofsgemeenskap wat in hierdie dorp is, in die land is. Wanneer ons onthou, ons vra wat kan ons doen aan verdeeldheid? Ons moet onthou. Ons moet onthou, ons moet onsself herinner, ons moet die kinders herinner, ons moet hulle voortdurend vertel, ons het niks om op te roem nie. Ons het baie om voor dankbaar te wees, maar ons het niks om op te roem nie, behalwe in Christus. Die evangelie red nie net individue van sonde nie, maar dit skep 'n nuwe mensdom, 'n versoende volk wat God se vrede in 'n verdeelde wêreld beliggaam. Mense sien God se teenwoordigheid deur daai versoening wat tussen mense gekom het. Openbaring sê dis die toekoms. So kom ons kyk in die toekoms in en ons sien wat vir ons voorlê en dan weet ons hoe ons hier moet lewe. Hierna sê Johannes op Patmos, ek het gesien en kyk, daar was 'n baie groot skare wat niemand kon tel nie. Hulle was afkomstig uit elke nasie en stam en volk en taal en hulle het voor die troon gestaan en voor die lam. Broers en susters, by Pinkster het die Heilige Gees nie gekom en al die verskille uitgevee en weggevee nie. Die mens het verskillende tale gehad en die Heilige Gees het mense gevul met homself en hy het hulle geheilig. Hy het hulle instrumente gemaak in God se hand wat vir elke mens wat gehoor het kon laat voel het ek is welkom. Hier's plek vir my taal, vir wie ek is. Jesus beweeg van versoening met God na versoening, na behoort tussen ons. Medeburgers volle regte, een liggaam, lede van God se huisgesin, kinders aan die tafel, lewende stene in een tempel, nie verstrooide puin nie, saam opgebou. Ons lê nie soos klippie op die vlak nie. En dan wil ek nou kom by ons twee voorgangers, Pumlani en Mikal. Hulle sê Suid-Afrika ken verdeeldheid. Ons geskiedenis het ons geleer hoe om mense te onderskei en te skei volgens ras, kultuur, taal, grond, voorreg. Ons het kenners geword in die grammatika van uitsluiting. Ons weet wie behoort en wie nie. Tragies genoeg het die kerk dikwels die verdeeldheid van die samelewing weerspieël in plaas daarvan om die versoenende krag van die evangelie te toon. Sondagoggende openbaar ons steeds hoe ver ons van God se droom is. Aparte gemeentes volgens ras, aparte aanbiddingstyle volgens taal en spiritualiteit, aparte leierskapstrukture volgens kultuur, soms aparte teologieë met een Bybel. Ons is een in Christus, maar eet ons saam, bid ons saam, neem ons besluite saam, bely ons saam. En hierdie geld mos nou vir hierdie gemeente, maar dit geld net so vir ons en alle ander gemeentes wat daar rondom ons is. Ek gaan nou geleentheid gee dat ons na die res van hulle vrae luister, lees en luister na terwyl die musiek speel.
Kom ons buig die hoofde saam. Doen slegs U wil, Heer. U wil met my. U pottebakker met my die klein. Vorm ons en maak ons net soos U wil. Mag ons alles wat ons doen, Heer, doen tot U eer. Dankie dat U ons vanaand kom herinner het aan U liefde, U onvoorwaardelike omgee liefde, wat elkeen van ons kom red het. Here, dankie dat U ons ook herinner aan die liefde wat U gegee het tussen ons. En ons bid dat U Gees ons werklik sal heilig in ons verhoudings met mekaar. Hier in hierdie gemeente, in Piketberg en tot in die eindes van die wêreld. Mag ons oop wees daarvoor dat U ook broers en susters aan ons gee wat so anders as ons is. Mag ons ook vir hulle lief hê. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Maak die Heilige Gees ons almal heen in geloof, as sy liefde ons lewe en ons eenheid beheers. Is ons sin in die Heer, want hy is ons leier en ons hoof. Vader, ons om Jesus wil dan heen, waarlik kind, laat ons lewe met die krag wat U verleen. Daar's geen gees en geen liggaam, daar's geen doop en geen hoop, daar's geen God en geen Vader wat in almal wil woon. En hy woon waar ons liefde aan ons medemens betoon. Vader, ons om Jesus wil dan heen, waarlik kind, laat ons lewe met die krag wat U verleen. Ek het nie geweet daai orgel kan so vinnig speel, Allison. Ek moes hom nou hardloop om by te bly. Ontvang die seën van die Here en baie dankie. Ek sê nie meer julle moet aan mekaar vat nie, en dit is vir my so mooi om hier te staan en te sien hoe mense na mekaar uitreik en vir mekaar ook die seën van die Here toebid. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees en bly. Amen.